Goeiemôre julle, awesome geseënde jeug. Ek hoop julle het lekker geslaap. Ons gaan vanoggend aan met Spreuke en ons begin by hoofstuk 18. Voordat ons begin, ek wil ietsie vra. Is jy die persoon wat mure om jouself bou? Jy weet wanneer jy al baie seer gekry het, dan bou jy 'n muur want jy is bang jy kry weer seer. Jy word hard, jy word anders, jy is nie meer wie jy was nie. As mense met jou probeer vriendelik wees, dan is jy kort af. Nou ek weet, is nie almal van julle vanoggend nie, maar daar is een of twee. Hoor dit sê Spreuke 18 vers 1. Hy wat hom afskei, soek sy eie begeerte. Hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek. In Engels sê dit, a man who isolates himself seeks his own desires. He rages against all wise judgment. Jy sien, God het ons in verhouding gebou met mekaar. In Genesis 1 vers 26 sien ons dat God sê, Then God said, Let us make man in our image, according to our likeness. Jy sien, God het ons in verhouding met homself gebou. En ons kan sien dat hy in verhouding met homself is, Vader, Seun en Heilige Gees. In Genesis 2 vers 18 sê dit, And the Lord God said, It is not good that man should be alone. I will make him a helper compatible to him. So nie net het God ons in verhouding met homself gebou nie, maar hy het ook toe ons in verhouding met ander gebou. Want uit die man uit kom die vrou en toe uit die vrou uit toe kom die kinders. So familie en verhoudings is letterlik gemaak deur God. Ons is nie gemaak om alleen te wees nie. Maar jy sien Satan, hy is isolated. Hy mag nooit weer in die familie van die hemele ingaan nie. Gaan hy hemel toe, volgens Job nou en dan, verskyn hy voor God se aangesig, maar hy is nie deel van daai familie nie. Soos 'n vreemdeling wat kom klop aan daai huis. Jy sien, Satan wil alles replicate wat hy voel in ons. Vrees, woede, haat, revenge, bitternis, onvergewensgesindheid, maar ook eensaamheid. En wat sy plan is om mense op te steek om ons seer te maak, sodat ons vertroue in mense verbreek en nie meer met hulle wil handel nie. En ek kan dit sê, want ek was so 'n persoon gewees. So dis nie dat ek jou oordeel vanoggend nie. Ek deel met jou hoop. So hier waar het sê, a man who isolates himself seeks his own desires. Wat 'n desire is dit? Somtyds is dit net om nie weer seer te kry nie. But then he rages against all wise judgment. Wat is daai wise judgment? Jy sien Psalm 139 vers 16 sê God het 'n boek. En dit sê al ons dae is daarin opgeskrywe voordat enige een van hulle daar was. So ek wil gou vir jou 'n prentjie teken vanoggend. Imagine jou naam en jou dae is in God se boek opgeskrywe. Dan is jou pa en sy naam en sy dae is in daai boek opgeskrywe. En jou RTT of wiskundeonderwyser, hulle name is ook daarin opgeskrywe en al hulle dae. Maar daar is ook ander name, soos byvoorbeeld Donald Trump en Albert Einstein en Benjamin Netanyahu en Koos van Vuren. Julle ken hom nie, maar is juist dit, want nie almal se dae kruis baie met mekaar nie. En dan is daar sekere mense wat se dae baie kruis met mekaar. Maar het jy geweet dat ons het 'n keuse of ons volgens daai boek gaan lewe of nie? As gevolg van die besluite wat ons maak op die aarde, kan ons mis die planne wat God vir ons daarin geskryf het. Jeremia 29 vers 11, ek weet wat se gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Jy sien, in daai boek is daai gedagtes van vrede opgeskrywe, een vir een. Volgens Psalm 139 is daar soveel soos die sand, maar ons kan dit mis deur om nie in sy wil te wees nie, deur om hom nie te ken in al ons weë nie, deur om nie toe te laat dat sy woord 'n lig vir ons voete en 'n lamp vir ons pad is nie, kan ons dit mis. En jy wonder nou seker, okay, maar wat het dit uit te waai met my wat myself isolate? Nou kom ek wys jou. Jy sien in Lukas 10 is daar 'n wetsgeleerde wat met Jesus kom stry en vra. En hy vra vir koning Jesus, wat is die grootste gebod? En koning Jesus sê vir hom, wat is in die wet geskrywe? En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Koning Jesus sê toe vir hom, jy het reg geantwoord. Doen dit en jy sal lewe. En die man wou homself regverdig en hy sê vir Jesus, wie is my naaste? Vir hierdie oomblik, kom ons replace dit net gou. Kom ons imagine, hy vra koning Jesus, wie is in my boek opgeskrywe? Volgens u wil, dat hulle my naaste sal wees, dat hulle my pad sal kruis. En Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers verval
En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval, so dit sê toevallig, het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. En net so ook het 'n leviet by die plek gekom en hom gesien en ander kant verby gegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel. En na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom, en enige omkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3 dink jy was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so. Jy sien, volgens Psalm 139 is daar nie 'n ding soos toevallig nie. Die man was geskrywe in die boek van al 3 hierdie mense, of in die hoofstuk van al 3 hierdie mense in God se boek. God het hulle die geleentheid gegee om barmhartigheid te wys, al 3 van hulle, maar net een van hulle het dit gevat. Jy sien, daar's baie redes wat die mense gee. Byvoorbeeld, die priester was heel moontlik 'n nasareer gewees. So Samson mag hy nie sy hare gesny het nie aan 'n dooie liggaam gevat het nie, of nie van druiwe geëet het nie. So hy kon bang wees dat as hy met hierdie ou werk en die ou gaan dood, dan breek hy sy eed. Die leviet het geweet as hy met hierdie ou werk en die ou gaan dood, moet hy vir 'n sekere tydperk buite die stad bly, want dan is hy onrein. So hulle het redes gehad om hulle self te isolate van hierdie man af. Maar eintlik het hulle net bestry alles wat waarlik tot voordeel trek. Soos die Engels sê, they were raging against all wise judgment. Spiekie langer vanoggend, maar as jy die ene is wat jouself isolate, weet net, Jesus het jou in verhouding gemaak, en jou genesing vind plaas in verhouding. Ek sê nie jy moet jou vertrou op die mense nie, nee, maar vertrou God. Vertrou God om genesing te bring deur jou en vir jou. Jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Bless julle, lekker dag.